Spreuke hoofstuk 3, gaan ek vanoggend 'n klein bietjie verder met dit gaan, en wil ek dit verbind aan die gawes van die Heilige Gees. En soos wat die Heilige Gees gawes werk, so gaan ons dit ervaar ook in ons eie lewens, dat die Here bring vir ons wysheid, die Here bring vir ons kennis, die Here bring vir ons insig. Ok, so kom ons lees, hy sê, Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Amen, Rodney? It's beautiful, nee. In Afrikaans sê hy, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. En dan sal hy jou paai vir jou gelyk maak. As ons kyk na die inleiding van hierdie boodskap vanoggend, dan gaan dit vanoggend vir my oor woorde vorm 'n kuns in 'n mens se hart. Hoe meer jy geleer het van die lewe, hoe meer het jy begrip in die lewe. En hoe beter kan jy besluite neem. Nou, onthou nou wat die skrif sê. Die skrif sê, hy sê, moenie jou op jou eie insig steun nie. In die ou Afrikaanse vertaling. Hy sê, maar maak ruimte vir godskennis. Met ander woorde, mense maak besluite, ons maak elke dag besluite, en ons moet ons eie verstand ook gebruik. So hierdie skrif sê nie, ons moenie ons eie verstand gebruik nie. Dit sê nie dat ons nie moet dink nie. Dit sê nie dat ons heeltyd moet bid en wag totdat daar antwoord kom nie. Hy sê, jy moet kan dink, maar jou hart en jou verstand moet gevul kan wees met dit wat God wil sê in jou lewe. Kennis is beperk tot ervaring, emosies en omstandighede. Probeer gou vashou net aan daai 3 goedjies. Ervaring, emosies en omstandighede. Wanneer ek besluite maak en ek laat toe dat my eie kop te doen, dan vat ervaring, emosies en omstandighede kan my ego op 'n heeltemal 'n verkeerde pad lei. En ek kan vir myself sê, dit is wat die Here vir my sê, maar eintlik is ek besig om my eie wil te volg. So, hy raak so klein bietjie complicated daarso. So die Bybel sê nie dat ons nie ons verstand moet gebruik nie, maar die Bybel waarsku ons dat menslike insig alleen onvoldoende is om God se wil ten volle te begryp. Kan ek 'n hallo kry? Ek weet, jy luister nou baie diep. Gaan dit weer sê. Die vers sê nie dat ons verstand waardeloos is nie, maar dit sê, dit waarsku dat menslike insig alleen onvoldoende is om God se wil ten volle te begryp. Amen. So, wanneer dit kom by keuses, wanneer dit kom by besluitneming, het ons raad nodig wat van God afkom. En ons as mens is baie keer baie trots, ons is baie keer eiesinnig, dat ons wil nie hoor wat ander mense vir ons kan sê oor dit wat huidiglik aan die gang is nie. Ek gaan nou iets sê, maar ek sê dit met versigtigheid. Is baie mense wat besluit om nou oor te gaan Amerika toe. En wanneer ek terugsit en ek dink aan alles wat moet saamvloei om 'n suksesvolle lewe daar te gaan bou, dan begin my verstand en my gees so te vibreer. Want ek is versigtig dat wanneer ons probeer om 'n ander land te gebruik,
die veld is groener daardie kant, maar is nie God se wil vir my om te beweeg nie. Hoe gaan ek bepaal of dit God se wil is om te beweeg en daai kant te gaan bly? Wat is die ins en die outs? Okay. Nou ek weet nie hoe maak u besluite in u huis nie, maar in my eie huis, omdat ek getroud is, gaan sit ek saam met my vrou en ek werk sekere goed saam met haar uit. Ek gaan werk die kostes uit. Ek gaan werk saam met uit. Hoe lank gaan dit vir ons vat om hierdie ding te koop wat ons miskien wil koop? Kom ons sê ons wil 'n nuwe motor koop. Hoe lank gaan dit vir ons vat? Hoeveel gaan die rente wees? Hoeveel gaan die rente vir ons vra oor hierdie tydperk? Wat gaan gebeur as ons dit kontant kan koop? Wat gaan gebeur as ons eers die geld spaar? En ons meet alles teenoor mekaar op en ons maak besluite. En dieselfde met dit. Met my kinders gaan sit ek en ek sê vir hulle, luister, voor jy vandag uit hierdie huis uitgaan, voor jy gaan besluit, dis wat jy wil doen, jy wil 'n nuwe werk hê, jy wil dit, gaan ons sit en ons gaan saam bid, dat die Here vir jou sal leiding gee. Met ander woorde, die Here kom gee insig in elke saak in. En dit is die kuns van kennis. Kennis kan ons help om minder foute te maak. Kennis kan ons help om baie goeie besluite te maak wanneer ons in die wil van die Here staan. Kan ek 'n amen kry? So ons moet hierdie goed meng met mekaar. Maar daar's 'n wonderlike skrifgedeelte wat nog altyd my lewe saam bly. Wat jy in die Ou Testament kry en wat jy in die Nuwe Testament kry. En hy sê die volgende, Jesaja 11 vers 2. Hy sê, waar die Gees wat op Jesus rus beskryf word as die Gees van wysheid, lees saam met my, en verstand, die Gees van raad, van kennis, van die vrees van die Here. I'm going to read it in English as well. And the Spirit of the Lord will rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge, and of the reverential and obedient fear of the Lord. Dis wat op ons sal rus. Nou dieselfde, Paulus kom sê vir ons so mooi, hy sê, en dieselfde Gees wat op Jesus gerus het, sal ook op ons rus, en dit sal ons opwek vanuit die dood na die lewe toe. Dieselfde salwing wat op Jesus rus op jou. Moller, luister nou mooi. So as jy glo jy's 'n kind van Jesus Christus, is daar in jou die volle mate van die Gees van wysheid, die Gees van verstand, die Gees van raad, die Gees van sterkte, die Gees van kennis van die Here. Dis in ons, want is die Heilige Gees wat in ons woon. Amen. Ek kry mos nou nie die Heilige Gees en dan bly helfte van die goed buitekant nie. Hy woon in my met die volheid van God. Woon hy in my. So in my kan daar 'n vibrering wees, dat wanneer ek begin luister, wanneer ek begin afsonder, wanneer ek begin my tyd ook spandeer om te sê, Here, ek het hierdie wonderlike girl gesien, sy's pragtig, haar oë is groen, en Here, dis my hartsbegeerte, maar is dit U wil? Nou is daar doodse stilte. Dit was nou vir die manne gewees. Ons het baie keer die wysheid van die Here nodig voordat ons besluite maak. So kom ons kyk, gaan so 4 punte noem. Jou eie insig is beperk. Die Gees openbaar God se wysheid. Hoor gou hoe werk hy? In 1 Korintiërs 2 vers 10 sê hy die volgende, hy sê, die Gees ondersoek alles, selfs die dieptes van God. Morgen, nou, lees nou in die Engels. Kyk gou wat kom hier in die Engels uit. Hy sê, for the Spirit searches all things diligently, even sounding and measuring the profound depths of God, the divine counsel and things far beyond human understanding.
Kom aan Rodney, hier's 'n diep ding. Hy sê, die Heilige Gees wat op ons kom rus, en wat in ons kom woon met gees van krag en sterkte en wysheid en raad en kennis. Hy sê dis ook dieselfde Gees wat gaan en hy gaan soek die diepste counsel van God op. Hy gaan kyk in die diepste raadplanne van God. En hy gaan sê, luister hier, maar is hierdie goed waarmee hy besig is dit die raad van die Here? Kan jy agterkom? Daar's 'n riekelm waar ons in woon en daar's 'n riekelm waar God is. En as ons toelaat dat God se riekelm ons riekelm kan beïnvloed, gaan ons baie meer wysheid en ons gaan counsel hê, ons gaan kundigheid hê, ons gaan raad hê wat van God afkom. En dis wat ons nodig het. So, ons kennis is beperk. Ons kennis is beperk omdat ons emosies en ons ervaring en ons omstandighede baie keer in die pad staan van dit wat God wil doen. Okay, dit is gekoppel aan ons ego. Ek wil dit hê, so ek gaan dit kry. Maak nie saak wat jy sê nie, maak nie saak wat pa of ma sê nie, ek gaan dit doen want ek wil dit doen. Dis my eie wil, dis my eie kennis, dis my eie emosies wat praat, dit het nog nie iets te doen gehad met die Here nie. Maar as jy daai selfe persoon kan vat en sê, luister, okay, wag net, kom ons sit 7 dae uit, en vir 7 dae, gaan jy na die skrif toe, en jy gaan ondersoek die skrif, en jy gaan praat met die Here, en jy gaan vra vir die Here, en jy sê vir die Here, Here, die skrif sê vir my, ek moenie steun op my eie insig nie, ek moenie steun op my eie ervarings, of my eie omstandighede, of my eie emosies nie, wat is u wil? Wat wil u vir my sê? Ek kan jou guarantee, daar gaan iets gebore word, amen? Ek kan jou guarantee, God gaan vir jou openbaar, dit wat hy wil doen, in en deur jou. So, die Gees ondersoek alle dinge, selfs die dieptes van God. Dit gee my soveel kalmte en gemoedsrus. Ek is ook 'n mens, as ek 'n besluit wil maak, dan maak ek hom vinnig, hoor hierso. Maar ek het geleer deur die jare, spera momentus, dis die Griekse, die Portugese woord, wat sê, wag net 'n oomblik, wag net 'n bietjie, staan net 'n bietjie stil, voor jy daai besluit maak. Ons gaan nou 'n bietjie tyd daarop spandeer, wat hy daar wil doen. So, die tweede een, die gawes van die Gees is God se antwoord op ons beperkte menslike insig. Sê net gou vir jouself, hoor jy, ek weet, jy het 'n IQ van 171 plus. Well done. Okay, jy's gebore met wonderlike IQ. Maar selfs dit is 'n beperktheid op dit wat God wil doen, want jy verstaan nog nie alles wat God wil doen nie. Okay? Met ander woorde, wat ek ook vir jou sê is, dat binne in die raamwerk van slim mense, maak slim mense, baie keer baie dom besluite. Okay. En dit gebeur mos nou so, Nico, dit gebeur so. Hier in ons 40's het ons sekere besluite gemaak, en toe ons op 50 kom en ons kyk terug, Vaderland, hoekom het ek daai besluit gemaak? Dit is hoe dit baie keer werk by ons, nee. Dis 'n post-nabetragting oor daai besluit wat ek gemaak. Hoekom, wat het ek gedink toe ek daai besluit gemaak het? Want nou verstaan ek moes nooit daai besluit gemaak het nie. En dan kan jy niks daaraan doen nie. Jy moet nou maar saam met die lewe dit opvreet, nee, Hannes. Ons moet nou maar aangaan, jy weet. So, maar baie keer tyd leer 'n mens baie dinge. As ons kyk na 1 Korintiërs 12, die gawes van die Gees, 'n woord van wysheid. God gee wysheid vir 'n spesifieke situasie wat menslike logika oortref. Ouens, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek weet dit werk. God gee in 'n oomblik, gee hy wysheid wat jou eie logika ver oortref, en dan weet jy, hoor jy, hier praat God nou. 'n woord van kennis, God openbaar feite wat ons nie natuurlik kan weet nie. En ek wil gou dit sê, hoe meer jy met in 'n groepering van mense sit wat
wat saam met jou die wysheid van die Here soek, hoe meer gaan jy die wysheid van die Here ontdek. As jy saam met mense sit nie, wat nie wysheid het nie, moenie dink jy gaan wysheid kry nie. Dit werk nie so nie. Maar in a council of people, in 'n raad van manne en vroue wat die Here liefhet en wat al gegroei het in die Here, gaan jy raad en insig kry, jy gaan kennis kry vir dit wat moet gebeur. Derdens sê hy daar, die onderskeiding van geeste, dit help om tussen God se stem en menslike emosies en misleiding te kan onderskei. Dis waaroor dit gaan, die onderskeiding van geeste. Dit gaan om te kan onderskei tussen my eie emosies en my eie denke en God se denke. Okay? Nou, ek dink vir van u is dit miskien moeilik om vanmôre al hierdie goed bymekaar te sit. Want wysheid kom met tyd. As jy jonk en jekkerig is, dan het jy nog maar beperkte wysheid. Maar soos wat 'n mens groei mense wysheid ook. En dan besef jy nou, hier so 'n paar gryskoppe wat knik, nee. Dan begin jy te ontdek wat God se plan en se wil is. So hoekom ignoreer jong mense dit? Want jong mense voel maar, ek is independent, ek wil my eie besluit maak en ek wil aangaan. En die Bybel sê dat raadpleeg die gryse, raadpleeg die ouer een, kry insig eers, voordat jy daai besluit neem. So besluit wat jy eers deurgedink het en deurgepraat het en deurgewerk het, kan vir jou baie pyn weghou. Maar dan moet jy dit deurpraat. Dan profesie, bring God se hart en rigting vir sy gemeente. En ek dink, hierso is dit baie belangrik, ouens, dat ons moenie ophou om vir mekaar 'n woord te gee nie. Ons moenie ophou om vir mekaar 'n skrif te gee nie. Ons moenie ophou om te bid vir mekaar nie. Ons moenie ophou om vir mekaar in te tree en te wag en te sê, okay, hoorie jong, ek voel vanoggend ek wil vir Nots hierdie skrif stuur. Hierdie is 'n woord wat die Here met hom wil deel. Ons moet aanhou daarmee om mekaar te bevoed en te voed met die skrif wat die Heilige Gees in ons harte vir ons gee. En dan, as ons weer kyk na hierdie gedeelte, Spreuke 3, en dan, hy leer vir ons hierdie 3 goed. Dit is baie belangrik, as u dit kan neerskryf, sal ek dit so waardeer vanoggend. Hy sê, vertrou, erken, en dan maak jy jou pad gelyk. So die volgorde is baie belangrik. Vertrou die Here. Met ander woorde, gaan staan eers by God stil en sê, Here, ek vertrou u met dit wat in hierdie week moet gebeur. Kom lei my, kom leer my, kom vat my op u pad wat moet gebeur. En dan erken God in alles. As jy nie God kan erken in alles nie, don't do it. It's gonna be a disaster. Don't do it. Moenie dit doen nie. As jy nie God kan erken en sê, Here, ek weet u is in hierdie saak. Ek gaan saam met u stap in hierdie saak. Ek weet u gaan vir my lei in hierdie saak. Don't do it. Dis net 'n groen lig op jou pad wat die Here vir jou gee en vir jou sê, ja, gaan doen dit, gaan vorentoe, andersins rooi lig, moenie dit doen nie, stop. Ek wil jou keer, moenie dit doen nie. Okay. Ek sal nooit vergeet in my vroeë jare, hierso in my 30s, toe wil ek 'n karretjie gekoop het en ek was so opgewonde oor hierdie karretjie. Ek onthou, dis nog so 'n rooi karretjie gewees wat ek wou gekoop het. En ek was op die punt om dit te gaan koop en een nag terwyl ek daar gaan lê en slaap het en ek bid en ek sê, Here, môre is 'n D-dag, lei my, wys my die pad, moet ek dit koop, kan ek dit koop, is dit reg om te koop, ek wil dit graag hê, u ken my begeertes in my hart, en duidelik in die nag, kom die Here in 'n droom na my toe en hy sê vir my, don't do it. En ek het dit nooit gedoen nie. En ek weet nie hoekom nie. Maar ek het dit nie gedoen nie, want die Here het my gesê, moet dit nie doen nie. So daai derde punt is, jou pad word vir jou gelyk gemaak. Met ander woorde, God keer dat jy nie in 'n pad van potholes loop nie, maar dat jy in 'n gelyke pad loop, dat dit vir jou 'n goeie pad is, dat dit vir jou 'n geseënde pad is. Psalm 23 wat sê, net goedheid en guns sal my volg
al die dae van my lewe, ek wil dit hê op my lewenspad. Jong manne, ek wil God se goedheid hê. Ek wil God se guns hê. Ek wil ervaar hoe hy vir my lei en vir my vorentoe vat. So, as ons kom by, iemand het hierdie ding geskryf, die grootste geestelike gawe is nie buitengewone manifestasies nie, maar 'n hart wat so leeg van selfvertroue geword het, dat het God se stem kan hoor. Dis profound. 'n hart wat God se stem kan hoor. So, ek gaan 'n bietjie prakties raak. Ek het so 'n paar van die goed aangehaal, maar 'n praktiese toepassing is, voor jy 'n moeilike besluit moet maak, of terwyl jy voor 'n moeilike besluit staan, bid en gee jou eie gevolgtrekking oor aan God. Bestudeer die skrif. Luister jy, ons is hastige mense, ons wil nou die antwoord hê, die Here moet nou met ons praat. Here, ek praat al vir 3 dae met u, ek het nog nie antwoord, Here, ek moet hierdie besluit maak. Hoorie, God is nooit hastig nie, en jy gaan nooit God in 'n blik druk nie. God is 'n wyse God, en God sal sy tyd gebruik om vir jou te antwoord op die regte tyd, op die regte oomblik. Voor dit dan nie gebeur nie, moenie 'n besluit maak nie, maar lê voor die Here, staan voor die Here, wag vir die Here, bestudeer die skrif van die Here, vra vir die Heilige Gees. Heilige Gees, jy het in hierdie gawes wat op in my kan manifesteer, met kennis en raad en sterkte, praat in my, wys my wat ek moet doen, andersins hou jou mond, moet niks sê nie. Wees ontvanklik vir die gawes van die Heilige Gees. Toets alles wat jy hoor. Gaan sit met die Bybel en begin dit te toets en sê, luister, waar staan dit in die skrif? Hoe staan dit in die skrif? Wat beteken dit in die skrif? Dat ek die regte besluite kan maak. En dan, wat vir my baie belangrik is, voordat jy daai besluit maak, bel iemand. Jy sê, ek gee glad nie om, as jy vir my bel en vir raad vra nie. Pastoor Harold sal nie omgee as jy vir hom bel. Jy kan ons leierskap bel, jy kan met ons praat, kom sit by ons. As ek nie gaan weet nie, gaan ek nie vir jou antwoord gee nie. Maar andersins, ek kan saam met jou bid, ek kan saam met jou vertrou. Jy sien, ergens in die Heilige Gees vanoggend is die Heilige Gees besig om met spesifieke mense te praat, want jy staan op sekere plekke waar jy wil besluite maak. En van julle moes al besluite gemaak het, en ander moet nog besluite maak. Maar vanoggend sê die Heilige Gees duidelik vir jou, wag vir my. Ek is nog nie daar nie. Moenie daai besluit maak nie. Wag net vir my, wees rustig. My wil sal geskied, ek bly in beheer. Moenie haastig raak nie. So handel in geloof, wag op die Here. Dit is hierdie twee kante, nê. Eie insig, wat is die gawes van die Heilige Gees? Ek weet aan die een kant, maar Here wys my asseblief toe. Hierdie kant van, ek is in beheer, ek beheer dit, ek ontvang dit, die Here gaan dit vir my gee. Ek reageer vinnig, ek wag op God, ek vertrou my eie redenasies, ek toets alles in gebed en aan die skrif. Ek wil reg wees teenoor, ek wil gehoorsaam wees. Baie belangrik. Dis 'n formule. Die formule is kennis plus ervaring plus nederigheid plus gebed plus raad plus gehoorsaamheid is gelyk aan wysheid. As een van hierdie ontbreek, veral nederigheid en afhanklikheid van God, kan selfs 'n briljante mens swak besluite neem. Eina. Aber Moses word vertaal as 'n saint Moses, wat 'n Ethiopiër was, en hy het geleer
dat die Heilige Gees soos water is, hy vul altyd die laagste plek op. Laat dit gou insink. Water gaan altyd eers na die laagste plek toe. Nou, hierdie ou word beskryf eintlik as the black guy. Hy was in sy vroeë jare, het hy absoluut 'n bende gelei en hulle het in die Nylgebied het hulle plase geroof, mense geroof en hy het mense se lewens geneem. Hy was eintlik beskou as iemand wat hy moet nie op jou pad kom nie, want hy's gevaarlik. En op 'n dag, toe land hierdie ou tussen 'n klomp hermiete. Dit is ouens wat in die woestyn gebly het en wat hulle afgesonder het vir God. En terwyl hy in die woestyn was en tussen die mense gesit het en begin agterkom het, maar daar's 'n ander gees in hierdie ouens wat hulle afsonder vir die Here. Het hy tot bekering toe gekom. Nou gelees dit vanmôre, gaan Google net, julle kan dit nou doen, as van julle dit nie al klaar gedoen het. Daar's iemand klaar op haar foon, daar sê, Google sommer nou, jy kan vir AI vra, wie was Abba Moses? En hy gee vir jou die wonderlike geskiedenis, hoe hierdie ou tot bekering toe gekom het. En toe hy tot bekering toe gekom het, het God sy hart so kom verander met die salwing van die Heilige Gees, dat hy een van die grootste skrywers geword het oor die kundigheid in God. Wat jy moet doen en hoe jy moet afsonder om voor God te kan kom en sy raad en sy sterkte te kan ervaar. Die mens wat sy eie insig prysgee en hom voor God verneder, word die een wat God met sy wysheid vul. Dis een van die goed wat hy geskryf het. Hoe stiller ek word, hoe groter raak die stem van die Here. Hoe stiller ek word, hoe harder raak die stem van die Here in my binneste. So kundigheid vra van ons, en dit is tot voordeel van ons elkeen. Die kundigheid is 'n groot voordeel en die Heilige Gees kan ons daarmee help. Lord, I need your knowledge. Lord, I need your wisdom. Vanoggend gaan dit daaroor, nie om tot bekering toe te kom nie, maar om juis vir God te vra, Here, U wil en nie my wil nie. Dis juis om my transaksie aan te gaan, om opnuut vir God te vertrou en sê, Here, kom help my. Kom leer my. En ek gaan nie vra om saam met my op te staan, die Bybels neer te sit en saam met my op te staan. Ek gaan jou vra as jy wil, jou 2 hande te vat en net so 2 bakkies te maak. En vir die Here te sê, Here, vul my met die Heilige Gees. Kom vul my met wysheid. Dankie Here. Wysheid, Here. Hier's mense wat wysheid nodig het. Wysheid van die Heilige Gees. Kom vul hulle in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here, terwyl menslike kennis bots met U wysheid, wil ek bid Here dat U wysheid die oorhand sal kry. En dat U deur die Heilige Gees vir ons wysheid sal gee. Sê Here, ek verlang na kennis van die Heilige Gees. Kennis uit U woord uit. Kom lei my. Kom lei my. Ek het verhoudings, ek wil 'n verhouding hê met iemand anderste. Ek weet nie of dit U wil is nie. Leer my U wil, Here. Dat ek eers U wil sal ontdek. Dat ek nie 'n besluit sal maak nie. Maar eerstens U wil sal ontdek. Leer my, Here. Leer my, gee my raad. Kom gee vir my raad, Here. Gee vir ons mense raad in hierdie dag. Here, U leer ons iemand wat deur God se Gees gevul het, is eintlik ryk.
ryk aan barmhartigheid, ryk aan kennis van die Heilige Gees. Vul ons daarmee. Vul ons, Here. Geef vir ons profeseë in ons binneste. Bring vir ons profeseë in ons harte toe, Here. Soos wat U met Daniël gemaak het, en soos wat U met Johannes gemaak het, op die pad van Patmos, Here, of op die eiland van Patmos, Here, kom gee vir ons profeseë, wat getuig van U Gees, wat die diepste geheimenisse van U raadskamers ondersoek het. Dat ons mense, manne en vroue sal wees, wat gevul is daarmee. En ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.